Goeiedag. Hierdie video gaan oor desimale getalle, die basiese beginsels. Nou jy het miskien al gehoor, party mense praat van desimale getalle, ander praat van desimale breuke. Wat is die verskil? Desimale breuke verwys na desimale getalle in basis 10. Dis net sodat jy dit weet. Goed, kom ons gaan nou na 'n getal toe. Ek gaan vir jou sê 2178,329. Dis hy. Heel eerste, hoe gaan ons hom lees? Jy gaan hom lees as 2178,329. Ons gaan nie nou lees as 329 nie. Jy lees as 329. So die plekwaarde is baie belangrik. Hier het ek mos die plekwaarde van my ene. Dit staan aan die linkerkant van my komma. Dan het ek my tiende, my honderde en my duisende. Aan die regterkant van my komma het ek my tiendes. En dis 'n klein lettertjie T, waar my tiende 'n hoofletter T was. Dan het ek my honderdstes. En dan het ek my duisendstes en so aan. Goed, nou ek kan hierdie getal ook in uitgebreide notasie skryf, dan kan jy dit dalk beter verstaan. Ek kan skryf, dit is 2000 plus 100 plus 70 plus 8 plus 3 tiendes plus 2 honderdstes plus 9 duisendstes. Reg. Jy kan hom op 'n ander manier skryf. Ek kan sê dit is 2 duisende plus 100 plus 7 tiene plus 8 ene plus 3 tiendes plus 2 honderdstes plus 9 duisendstes. Reg. Nou sê nou maar ek gee vir jou 2 getalle en ek sê jy moet hulle nou vergelyk. Kom ons kyk gou. Voorbeeld 1. 3,2 en 3,02. Watter een is die grootste? Waarvoor kyk jy? Kyk jy miskien vir die aantal desimale plekke? Dit wil sê die aantal plekkies wat geskryf is na die komma. Waarvoor kyk jy? Eintlik baie maklik. Jy gaan hulle vergelyk met mekaar, plekwaardes met plekwaardes. Kom ek wys vir jou. Hier het ons mos nou 3 ene plus 2 tiendes. Hier het ek 3 ene plus 0 tiendes plus 2 honderdstes, want dis in die posisie van die honderdstes. So my 3 ene is gelyk. So wat moet ek eintlik met mekaar vergelyk? Die 2 tiendes en die 2 honderdstes. Nou as ek nou net na hulle gaan kyk, watter een is die grootste? Ek moet kyk en sê, wag 'n bietjie, ek kan mos my tiendes, kan ek honderdstes maak, deur dit met 'n 10 te maal. Dan het ek hierso 20 honderdstes. En daar het ek 2 honderdstes. So watter een is die grootste? Die 20 honderdstes. Ek hoop jy verstaan hoe om dit te doen. Kom ons kyk nou nog enetjie, voorbeeld 2. As ek vir jou gee 4,737 en jy moet hom vir my vergelyk met 4,3776. Watter een is die grootste? Hoe gaan ons te werk? Weereens, begin van vooraf en vat plekwaarde vir plekwaarde. Hier het ek net ene, ek het ene, so ek kan daarmee begin. 4 is dieselfde. Hier het ek 'n 7 tiendes en ek het 3 tiendes. So wat een is die grootste? Die 7 tiendes is dadelik die grootste. Jy hoef nie verder te vergelyk nie. Dit gee nie omdat daar 4 waardes na die komma is en hierso net 3 is nie. Hierdie getal is reeds die grootste.
So 4,737 is groter as 4,3776. Kom ons kyk na die laaste voorbeeldjie. Voorbeeld 3. Sê nou maar daar was nou 'n 100 meter wedloop. Nalope vir vroue. En die volgende 6 tye wat ek vir jou gaan gee, is werklike tye. Die tye was van een deelnemer 10,61, toe 11,03, 10,58, 10,49, 10,76 en 10,65. Nou is my vraag, jy moet hulle nou lys in volgorde. Wie het gewen? Wie was eerste, tweede, derde en tot en met 6ste? Hoe gaan jy te werk gaan? Daar is 'n vangplekkie. Want as die een wat gewen het, beteken dit nou, wat? Is haar tyd of die waarde die grootste? Nee, die een wat gewen het, sy tyd moet nou die kleinste wees, die vinnigste wees. So jy wakker wees wat daai vraagie aanbetref. So kom ons vergelyk nou hierdie 6 getalle met mekaar. Ek het 'n al hierdie ene is in my 10de se posisie, so 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hulle is almal nog presies dieselfde. Dan 0, 1, 0, 0, 0. Daai enetjie, die 11,03. Beteken dit sy het gewen? Nee, dit beteken daai getal is die grootste, so hierdie vroumens het ongelukkig laaste gekom. Sy het 6de gekom, haar tyd was die meeste. Sy 6de. Goed, kom ons bepaal dan nou wie het gewen. Nou gaan ons na die 10des toe. Ek het 6 10des, daai 0 werk nie want het is klaar verby. 5, 4, 7, 6, daar het ek 'n 4, 'n 10,49. Dis die enigste een wat 'n 4 het, dis die laagste getal in die 10de se posisie, so hierdie juffroukie het gewen. Sy is nommer 1. Kom ons kyk wie's tweede. 6, 'n 5, 6, 7, daai 5. Dit is die volgende getal, so daai een is tweede. Wie's derde en vierde? 6, 7, 6. Ek het 2 hier wat 6 10des is. Nou wat doen ek nou? Nou gaan ek aan na my volgende desimale waarde. Die 100stes en ek vergelyk nou net daai 2 getalle met mekaar. Nie die ander getalle ook nie, net daai 2 met mekaar. So hier het ek dan 100ste en daar het ek 500stes. So wat een is die vinnigste? 100ste. So sy sal nou derde wees. Hierdie een is vierde. En die laaste een behoort nou 5de te wees. Maar nie laaste nie, want ons het al die 6de plek in. So sy gaan 5de wees. Seuns en dogters, ek hoop jy verstaan desimale getalle, net die basiese beginsels. Ek hoop jy verstaan hoe om dit te lees, hoe om dit in uitgebreide notasie te skryf, maar ook hoe om dit met mekaar te vergelyk. Tot volgende keer. Totsiens.